Suid-Afrika, 'n land gekenmerk deur sy diversiteit, van sy natuurskoon tot landbou, minerale rykdom, kultuurgemeenskappe en bedrywige stede. Alles nou verweef in 'n delikate balans. 'n Balans wat ondersteun word deur 'n beperkte en toenemend skaars hulpbron: water. Hydrobreking, algemeen bekend as fracking, is 'n metode om aardgas te ontgin. Chemiese vloeistowwe word teen hoë druk honderde meters diep ondergronds ingepers om skalierotslaag te breek en so metaangas wat in die rots vasgekeer is, vry te stel en op te vang. Die Departement van Minerale Hulpbronne en Energie hou hydrobreking as 'n oplossing voor. Werksgeleenthede, vooruitgang, 'n bron van skoner energie, maar dit is 'n vals belofte. Hydrobreking gebruik nie net miljoene liter water nie. Dit hou reuse bedreiging vir die besoedeling van skaars waterbronne in. Voorstanders van hydrobreking sê hierdie risiko's is oordrewe. Die risiko's kan veilig bestuur word. Die owerhede sal dit doeltreffend reguleer. Maar in Suid-Afrika vertel die werklikheid 'n gans ander storie. Lank nadat die ink op wetboeke droog geword het, laat besoedeling van mynbou en nywerhede sy letsels, met gemeenskappe wat die verwoestende gevolge van hierdie wanbestuur dra. Sodra waterbronne besoedel is, kan dit nie eenvoudig skoongemaak of vervang word nie. Boerderye verloor hulle lewensaar. Tradisionele bestaanswyses word vernietig. Gemeenskappe word met geen alternatiewe heenkome gelaat nie. Daarom moet elkeen vra: kan die regering 'n bedryf met sulke hoë risiko's effektief reguleer? Wat gebeur as dit misluk? En wie word werklik bevoordeel wanneer gemeenskappe aan hierdie risiko's blootgestel word? AfriForum glo dat hydrobreking tot die oorbenutting en besoedeling van skaars waterbronne sal lei. Dit is nie 'n abstrakte debat nie. Ons toekoms word bepaal deur ons besluit om vandag ons waterbronne te beskerm of uit te put. As jy glo dat Suid-Afrika dit nie kan bekostig om met sy watersekerheid te dobbel nie, voeg jou stem by AfriForum se veldtog teen hydrobreking by afriforum.co.za.